Hallo graad 12's, welkom by nog 'n video van die aandse series. In hierdie laaste video oor arbeid, energie en drywing, gee ons net 'n kort opsomming van die belangrike konsepte wat ons in die vorige 10 video's behandel het. Wetenskaplik word arbeid verrig indien 'n krag op 'n voorwerp, byvoorbeeld hierdie massa M inwerk en daaraan 'n verplasing gee, in die rigting van die krag of komponent van die krag. Ons definieer arbeid dus as die produk van krag en verplasing. W is gelyk aan F delta X met krag en verplasing in dieselfde reguitlyn. Om voorsiening te maak vir 'n krag wat 'n hoek maak met die verplasing, gebruik ons die komponent van die krag in die rigting van die verplasing. Dit is F cos theta en stel dit in die plek van F in die arbeidformule. Ons herskryf die formule as W gelyk aan F delta X cos theta. Die SI-eenheid van arbeid is die joule, afgelei van die SI-eenhede vir krag en verplasing. Arbeid is 'n skalaar grootheid, want slegs die grootes van krag en verplasing word met mekaar vermenigvuldig, maar arbeidswaardes kan wel positief of negatief wees. Ons wil nou die arbeid verrig deur elke krag wat op 'n voorwerp inwerk met behulp van die arbeidformule bereken. En ons beskou weer 'n voorwerp wat langs een van 3 vlakke, horisontaal, vertikaal of teen 'n skuinsvlak verplaas word deur die inwerking van een of meer kragte. Identifiseer al die kragte en dui hulle weer op 'n kragte of vryliggaam diagram aan en stel vas watter kragte arbeid verrig. Onthou, stel altyd slegs die grootte van die krag in die formule, want die teken van cos theta sal bepaal of die arbeid verrig positief of negatief is. Hoek theta is die hoek tussen die krag en die verplasing, moenie die skuinsvlakhoek gebruik nie. Vir 'n voorwerp wat langs 'n horisontale vlak beweeg, is die verplasing parallel met die vlak vorentoe of terugwaarts. 'n Toegepaste krag en 'n wrywingskrag wat op die voorwerp inwerk, verrig albei arbeid op die voorwerp. 'n Toegepaste krag kan in enige rigting wees, maar die wrywingskrag is altyd teen die bewegingsrigting en die hoek wat ons instel is 180 grade. Gravitasiekrag en normaalkrag is loodreg met 'n horisontale vlak. Die kos van 90 grade is 0 en hierdie kragte verrig geen arbeid nie. Vir 'n voorwerp wat in 'n vertikale vlak beweeg, is die verplasing vertikaal afwaarts of opwaarts. Die kragte wat nou op die voorwerp inwerk, sluit in gravitasiekrag afwaarts, 'n moontlike spanningskrag in 'n tou vertikaal opwaarts en 'n moontlike lugweerstand of wrywingskrag teen die bewegingsrigting. Al 3 hierdie kragte is parallel met die vertikale rigting en verrig arbeid op die voorwerp. Die spanningskrag in die tou en gravitasiekrag vorm 'n hoek van 180 grade of 0 grade met die verplasing. En soos gesê, wrywingskrag gebruik altyd die 180 grade hoek in die vergelyking. Vir 'n voorwerp wat langs 'n skuinsvlak beweeg, is die verplasing parallel met die vlak, opwaarts of afwaarts. 'n Toegepaste krag en 'n wrywingskrag, soos hier, verrig weer arbeid op die voorwerp. Normaalkrag is loodreg met die vlak en verrig geen arbeid nie. Gravitasiekrag verrig nou wel arbeid, en die arbeid verrig deur hierdie krag kan op een van 3 maniere bereken word. Ons kan die parallelle komponent van gravitasiekrag vermenigvuldig met delta X en die hoek tussen die vektore is 'n hoek van 180 grade of 0 grade. Onthou, die loodregte komponent verrig geen arbeid nie. Andersins kan ons die gravitasiekrag afwaarts neem en met die vertikale verplasing vermenigvuldig en cos 180 grade of 0 grade word weer gebruik. In die derde plek kan ons die gravitasiekrag afwaarts en die skuinsvlakverplasing met mekaar vermenigvuldig. Die hoek tussen hierdie vektore is 90 grade plus die skuinsvlakhoek. Indien die verplasing afwaarts met die vlak is dit 90 grade minus die skuinsvlakhoek. Om saam te vat, om die arbeid verrig deur 'n krag te bereken, bepaal ek of die krag in die rigting van die beweging is, en dan stel ek 'n hoek van 0 grade in die arbeidformule. Teen die bewegingsrigting is, soos by wrywingskrag, dan is die hoek 180 grade.
en 'n toegepaste krag kan ook teen 'n ander gegewe hoek wees. Indien die gravitasiekrag nie loodreg met die vlak is nie, soos by 'n skynsvlak, dan verrig dit wel arbeid en die arbeid kan op meer as een manier bereken word. Die formule vir Fg parallel is Fg sin alfa en vir Fg loodreg is Fg cos alfa met alfa die skynsvlakhoek. Die netto arbeid is die totale arbeid verrig deur al die kragte wat op die voorwerp inwerk en kan bereken word met die algebraiese som van die individuele arbeidswaardes of dit is die arbeid verrig deur die netto krag. Per definisie is W net dus F net delta x cos theta. F net is die vektorsom van die kragte parallel aan die vlak. Dit bring ons by energie. Energie word beskou as die vermoë van 'n liggaam om arbeid te verrig. In hierdie module konsentreer ons op meganiese energie en verdeel dit in kinetiese energie as gevolg van die beweging van die voorwerp. Die formule daarvoor is EK gelyk aan half mv². En tweedens gravitasiepotensiële energie, die energie wat die voorwerp besit as gevolg van sy posisie binne die aarde se gravitasieveld en die formule is EP gelyk aan mgh. Die SI-eenheid vir energie is ook die joule en energie is ook 'n skalaargrootheid. Daar is twee belangrike energiebeginsels wat in arbeid-energieberekeninge gebruik kan word, naamlik die arbeid-energiestelling en die wet van behoud van meganiese energie. Indien 'n vraag vereis dat energiebeginsels gebruik moet word, gebruik ons een van hierdie beginsels en nie bewegingsvergelykings nie. Indien wrywingskrag of enige ander nie-konservatiewe krag betrokke is, dan bly meganiese energie nie behou nie en gebruik ons die arbeid-energiestelling. Die arbeid-energiestelling lui dat die arbeid verrig op 'n voorwerp deur 'n netto of 'n resultante krag is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Die woord netto moet voorkom. Ons kan sê die arbeid verrig op 'n voorwerp deur 'n netto krag of ons kan sê die netto arbeid verrig op 'n voorwerp deur 'n krag. Ons gebruik die woord netto slegs saam met een van die terme. Onthou ook uit Newton 2 volg dat indien 'n nie-nul netto krag op 'n voorwerp inwerk, die snelheid en dus ook die kinetiese energie van die voorwerp toeneem of afneem vanaf 'n beginposisie tot by 'n eindposisie oor 'n sekere verplasing. In simbole is hierdie stelling W net gelyk aan delta EK. Dit is gelyk aan half mvf² minus half mvi². Ons kan W net vervang met die algebraiese som van arbeidwaardes of met F net delta x cos theta. Die wet van behoud van meganiese energie lui, in 'n geïsoleerde stelsel bly die totale meganiese energie, dit is die som van die kinetiese en potensiële energie, konstant of onveranderd. Ons kan dit as 'n vergelyking skryf, die som van kinetiese energie plus potensiële energie by 'n beginposisie is gelyk aan die som van kineties plus potensiële energie by 'n eindposisie. Voorbeelde van behoud van meganiese energie sluit in 'n wrywinglose pendulum, 'n vryvallende voorwerp in die afwesigheid van lugweerstand of 'n voorwerp wat teen 'n wrywinglose skynsvlak afgly. Let op, by al drie voorbeelde word wrywingskrag uitgesluit. 'n konservatiewe krag laat nie die meganiese energie van 'n voorwerp verander nie. Daar kan wel 'n omskakeling tussen kinetiese en potensiële energie plaasvind. Ons definieer dus 'n konservatiewe krag is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om die voorwerp tussen twee punte te beweeg, onafhanklik is van die pad of roete gevolg. En gravitasiekrag is die bekende voorbeeld van 'n konservatiewe krag. Daarteenoor sal 'n nie-konservatiewe krag wel die meganiese energie van 'n voorwerp verander, en dit is 'n krag waarvoor die arbeid verrig om die voorwerp tussen twee punte te beweeg wel afhanklik is van die pad of roete gevolg. Hoe langer die pad, hoe meer energie word oorgedra deur 'n nie-konservatiewe krag soos 'n toegepaste krag of wrywingskrag. Die arbeid-energiestelling kan ook in terme van nie-konservatiewe kragte gegee word.
naamlik die arbeid verrig op 'n voorwerp deur al die nie-konservatiewe kragte, is gelyk aan die totale verandering in meganiese energie van die voorwerp. Dit is dan die verandering in kinetiese en potensiële energie. Of in simbole, WNC is gelyk aan delta EK plus delta EP, wat ons uitbrei tot 'n eindkineties minus beginkinetiese energie, plus eindpotensiële minus beginpotensiële energie. Beide forme van die arbeid-energiestelling, naamlik W net gelyk aan delta EK en WNC gelyk aan delta EK plus delta EP, kan in berekeninge gebruik word en word verskaf op die formulebladsy. Dit bring ons laastens by drywing. Drywing is die tempo waarteen arbeid verrig of energie oorgedra word. Dit sê vir ons hoe vinnig die arbeid verrig word. Ons bereken drywing met arbeid verrig of energie oorgedra gedeel deur tydstuur. Die simbool vir drywing is 'n hoofletter P. Indien ons arbeid verrig vervang met F delta x cos theta, kan ons 'n nuwe formule vir drywing aflei. P gemiddeld is gelyk aan F V gemiddeld. Die SI-eenheid vir drywing is die watt. 1 watt is 1 joule per sekonde, afgelei uit die definisie vir drywing. En drywing is 'n skalaar grootheid. Kom ons kyk na 2 tipe drywingberekeninge wat in die eksamen gevra kan word. Indien jy gevra word om die drywing van byvoorbeeld 'n man of 'n motor te bereken en die toegepaste krag op die persoon of voorwerp, asook sy gemiddelde spoed is bekend, kan hierdie waardes net in die drywingformule P gemiddeld gelyk aan F V gemiddeld ingestel word. Hierdie formule word ook op die formulebladsy verskaf. En in graad 12 is dit 'n gewilde formule wat in berekeninge gebruik word. In die tweede plek kan gevra word om die drywing van 'n waterpomp, byvoorbeeld 'n boorgatpomp te bereken. Dan maak ons gewoonlik gebruik van P is gelyk aan W gedeel deur delta T. Die krag wat deur 'n waterpomp uitgeoefen word, is 'n voorbeeld van 'n nie-konservatiewe krag. En die arbeid verrig deur so 'n pomp is gelyk aan die verandering in die potensiële energie van die water om dit deur 'n hoogte H op te hys, plus die verandering in die kinetiese energie van die water om dit teen 'n sekere spoed uit te pomp. Die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte sluit die arbeid verrig deur wrywingskrag in, indien wrywingskrag teenwoordig is. En die drywing van die pomp is gelyk aan die tempo waarteen die arbeid verrig word. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.